Ons trek by hoofstuk 29 van die goeie boek en hierdie tema is elke letsel vertel 'n storie. Dit vertel van Markus 15 wat vir ons die verhaal van Jesus kom vertel waar hy gemartel is en gepynig is voor sy kruisiging. Jesaja 53 sê juis deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Uit die Wellness Sentrum ervaar ons elke dag as ons met mense werk die littekens, die letsels in hulle lewe, of dit nou fisiese letsels is, of dit interne, emosionele of geestelike letsels is. Ons het die voorreg om daarmee te werk en te sien hoe die Here met hierdie letsels sag omgaan. Een van die verhale wat ek uit die Wellness Sentrum kan vertel, is die verhaal van Pieter. En Pieter is 'n krangige motorfietsbestuurder gewees. Baie lief vir motorfietsse tot hy eendag in 'n baie ernstige motorfietsongeluk was. En hy het 'n vreeslike lelike litteken op sy bors gehad. En hy het dit altyd probeer wegsteek. En hierdie wegsteek het hy gedoen met 'n rede. Want Pieter het altyd gedink hy is on top of the world. En hierdie litteken was vir hom 'n herinnering dat hy eintlik maar gebroke is en dat hy nie so goed is soos wat hy gedink het nie. En Pieter het my vertel die een dag het een van sy vriende hierdie litteken sien uitsteek en gevra wat is dit, wat het gebeur? En hoekom steek hy dit so weg? En hy het vir sy vriend gesê, maar ek steek dit weg want dit herinner my aan my gebrokenheid. Tot hierdie vriend vir hom gesê het, maar dit moet jou nie aan jou gebrokenheid herinner nie. Dit moet jou aan jou genesing herinner. En dis iets wat vir my nogal 'n geweldige impak gemaak het in my eie lewe. Juis om ook te besef dat ons littekens, ons letsels vertel 'n storie. En ons kan kies of dit 'n negatiewe storie is want ons herinner aan ons negatiewe eienskappe, ons gebrokenheid, of is dit 'n storie wat ons herinner aan ons heelheid, aan ons genesing. En dis waar Pieter besef het, hierdie litteken is eintlik vir hom 'n herinnering aan 'n tweede kans wat die Here vir hom gegee het. Nou uit dit uit besef ons, letsels vertel 'n spesifieke storie, of dit nou fisies is, geestelik of emosioneel. En ons wil dit baie keer wegsteek, want ons is skaam oor hierdie letsels. En dan kom die Here en sê, maar hy was nie skaam vir sy letsels nie. Die letsels wat hy dra, het hy ook gekom en kom wys vir Thomas, wat getwyfel het. Hy het vir Thomas die gate in sy hand en die gat in sy sy kom wys en gesê, voel hier dat jy kan glo dat dit ek is. Ons lees ook in Openbaring dat hierdie geslagte lam, Jesus Christus wat die geslagte lam is, die geslagte lam bly. En hierdie litteken is vir my en vir jou vandag 'n teken vir wat die Here vir ons kom doen het. En hierdie litteken vertel 'n storie vir jou en vir my, 'n storie van die goeie nuus, die feit dat Jesus homself kom gee het, sodat ons in heelheid kan leef. So miskien is jou littekens vandag ook op so 'n plek dat jy skaam is daaroor. Dalk het jou gebrokenheid gekom uit iets wat nie vir jou lekker is nie, iets wat jy voel, niemand moet tog net dit weet nie. Dalk is jou littekens iets fisies, 'n letsel wat wys. En dan wil die Here vir jou kom en sê, moet dit nie wegsteek nie. Want hierdie letsels kan van jou storie vertel. Dit kan van jou storie vertel om vir iemand te sê, dis wie ek is, soos Jesus vir Thomas gewys het, sodat hulle in Christus kan glo. Dat die storie wat Jesus deur jou skryf vir iemand en deur iemand anders gelees word, hulle na hom toe kan trek en hulle ook sy heelheid kan kry. So jou letsels kan ook 'n getuienis wees van wie die Here is, van die stories van sy letsels, juis vir my en vir jou. So ek wil jou uitnooi om nie dit weg te steek nie, om dit nie te hou aan iets negatiefs wat jou herinner aan jou gebrokenheid nie, maar dat dit vir jou ook sal omdraai en iets wat jou sal herinner aan deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Mag hierdie genesing ook so vir jou wees, dat jou wonde jou herinner aan tweede kanse wat die Here vir jou gee.